vir hierdie oggend. Baie dankie, Abba Vader, dat ons vanmôre kan sê, it is well with my soul. En omdat ons U aanbid. Through it all, it is well. Deur alles wat in hierdie jaar gebeur het, wil ons net vanmôre kom sê, it is well with my soul. En dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmôre elkeen wat hier sit, dit kan bely, al voel ons nie so nie. Maar ons weet, U is in beheer van alles in ons lewe. En ons wil net kom dankie sê vanmôre vir dit. Dankie dat U op hierdie laaste Sondag van 2025 met ons nog steeds is, want U is en was en sal wees die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U sal ons nooit verlaat nie, U sal ons nooit los nie. Al lyk dit so, is U met ons. Ons bid dat wanneer ek vanmôre hierdie woord bring wat U op my hart gegee het, dat niks uit myself uit sal kom vanmôre nie. Dat U die woord sal spreek, ek is nie die boodskapper vanmôre. Want alles gaan oor U. En ons dankie daarvoor. Heilige Gees, kom neem oor. Kom berei elke hart voor vanmôre. Elkeen wat die woord hoor, elkeen waar die saad gaan val vandag, waar dit ook al is, dat dit sal groei en U kan dit laat groei en U wil dit laat groei en U sal dit laat groei. Dat dit dan op goeie grond val. Bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen. My tema vanmôre, soos julle sien op die bord, is jy's baie spesiaal. En ons gaan 'n bietjie kyk vanmôre daarna dat jy baie spesiaal is en ons wil vir elkeen sê wat ook ingeskakel is vanmôre, daar waar jy sit, jy's baie spesiaal. Al lyk dit nie so nie. En al is dit nie so nie. Maar dit is so in Abba Vader se oë. En as ons gaan kyk na Psalm 139 vanaf vers 8, ek gaan vanaf vers 8 tot en met 18 lees. Dan gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk wat sê hy in sy woord vir ons. Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sal die hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting. Dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, die duisternis soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Die oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, is hulle meer as die sand. Word ek dan wakker, dan is ek nog by U. Ons lees net tot daar. Nou as ek vanmôre nou vir elkeen van u kon sê, hoe spesiaal jy is vir Abba Vader, wat gaan deur jou kop?
Wat dink jy vanmôre as iemand vir jou sê jy is baie, baie, baie spesiaal? Gaan dit dalk miskien net deur jou kop, ja, is net iemand wat dit weer sê, of ek het dit al baie gehoor, maar ek weet nie of ek dit heeltemal kan verstaan nie. Nou ek wil hê julle moet vir 'n oomblik net julle oë toemaak. Nie vir my kyk nie, maak jou oë toe. Moenie worry oor die ou langs jou ietsie, maak jou oë toe vanmôre. En hoor net wat ek vir jou gaan sê en ervaar dit net vanmôre vir jouself. Het jy wat hier sit en die luister al ooit mislukking ervaar? Het jy al ooit insekeer gevoel? Insekeer oor jou voorkoms? Insekeer oor jou vermoëns? Oor jou persoonlikheid? Of sommer net oor jouself? Het jy al ooit waardeloos gevoel en gesê, ek beteken niks vir iemand en pas nêrens in nie? Het jy al ooit die vraag gevra, hoekom gebeur daai goeie dinge altyd in ander se lewens en nie in myne nie? Het jy 'n lae selfbeeld? Of het jy al vernederd gevoel? Dalk het jy al ashamed of inferior gevoel. As iemand vandag vir jou sê, jy is baie spesiaal, dan het ons baie keer 101 antwoorde en vra om terug te vra eintlik. Ons vra dalk, maar as ek spesiaal is, hoekom gebeur dit of hoekom gebeur dat met my? Of miskien het jy hierdie feit dat jy spesiaal is nog nie ingesink tot jou diepste wese nie. Terwyl jy vanmôre hier sit met jou oë toe, kom hier die gedagte deur jou kop, maar pastoor, as ek so spesiaal is, dan moet God dit vir my wys, want ek sien dit nie raak nie. As ek rondkyk in my lewe, sien ek niks, maar niks spesiaal nie. Veral as ek dit vergelyk met ander mense se lewens. En dalk voel jy vanmôre waar jy sit hierso, jy het dit ergens gemis. Want as ek so spesiaal is, kom as ek gemolesteer. As ek so spesiaal is, hoekom kry ek nie 'n man of 'n vrou nie? Kom as ek alleen. Spesiaal is, hoekom sukkel ek? Kom moet ek altyd veg om bo uit te kom? Kan julle oë oopmaak? Baie keer kom die vraag by my op, of mense sê vir jou, maar jy lyk so mooi, so pragtig gerok, en agter sê ou enetjie wat daar hang al die jare in die kas. En ek het hom nou maar net aangetrek. Kom ons bang dat iemand vir jou sê, jy lyk mooi. Kom ons bang as iemand vir jou sê, jy is baie spesiaal. As jy so 'n vraag het vanmôre, daar by julle luister, so iets in jou hart het, dan gaan Abba Vader vanmôre vir jou sê, jy is spesiaal. En ek wil met die begin van hierdie woord, hierdie boodskap wat ek vir jou sê, maak nie saak wat die mense sê nie. Dit maak saak wat Jahweh sê, wat God sê. Dis wat tel. En wat het Abba Vader op jou hart geskryf? In Hebreërs 13 vers 8 sê, Jahweh is gister en vandag tot in ewigheid dieselfde. Hy kan nie lieg nie. Hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy het jou gemaak en my gemaak na sy beeld. As ons kyk na sy woord, dan sien ons hierdie fenominale patrone wat Abba Vader vir ons wys, sodat hy vir ons iets kan leer, van die begin tot die einde.
Hierdie patroon waarin alles pas. Hierdie patrone waarvan die skrywer van die boek Hebreërs praat. En dan gaan lees ons binne in hierdie skepingsverhaal in Genesis 1 vers 2, dan sien ek Abba Vader se skepingspatroon. Miskien het jy dit nog nooit so ervaar nie. Miskien het jy nog nooit gesien dat van Genesis praat hy eintlik van my en jou. En hierdie skepingspatroon waarvan ek en jy perfek inpas. En nou kan jy dalk miskien sit en dink, maar hoe kan ek perfek daarin pas? As hy dan in die begin die aarde geskape het. Ek verstaan hierdie patroon nie. Nou, ek gaan vir julle 'n vers lees uit Genesis 1 vers 2 en ek gaan vanmôre 'n paar Engelse teksverse lees. So as my tong knoop, bear maar met my asseblief. Maar omdat ek die Engels gaan lees is omdat ons vanmôre die Hebreëus uit dit gaan uithaal. Want ek moet vir julle vanmôre uit die Engels uit wat dit oorvertaal is of Hebreëus en Engels die betekenis kom gee sodat jy kon verstaan wat dit beteken. Genesis 1 vers 2 sê, and the earth was without form and void. So as ek klem lê op dit, maak dit vanmôre die sin waaroor ek en jy staan en jy sit. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth, of the waters and the earth. Dis wat hy sê in Genesis wat gebeur het. En hierdie is die begin van 'n amazing liefdesverhaal. So gaan die woord oopbreek vanmôre, ons gaan sien wat dit beteken. En hierdie Hebreëse woord van without form and void. Ek kan nie altyd die Hebreëus so lekker uitspreek nie, maar dit staan vir thou hou, wabou hou. Dalk sê ek dit verkeerd, maar ek gaan dit explain in die Engels. Nou, hierdie tohu beteken without purpose. There is a emptiness without purpose. Daar was nog nie 'n doel gewees vir die aarde nie. Wapuhou beteken there is a vacancy. Dis soos there is a emptiness, en hier is my mooi, that create a vacancy. En as ons dit in 'n gedagte hou, gaan ons sien waaroor gaan dit vanmôre oor jy en ek is spesiaal. Kan dalk sit en sê, maar wat het dit daarmee beteken, of wat het dit daarmee te doen? Dan gaan ons sien, hoekom sit jy vanmôre hier? Dan sien ons vir die eerste keer die aksie van Abba Vader, soos die woord sê, the Spirit of God moved upon the darkness of the waters. Miskien het ek miskien te min Engels gelees, maar hy maak vir my nou so baie sin, wat dit hierso beteken. Nou daai moved, die Hebreëse woordjie vir dit is Merigat wet. Merigat wet. Ek wil net die aksie van dit beskryf, want dit is dieselfde aksie van 'n mamma wat so broeis is en wat so is oor 'n babietjie. Daai beskerming van 'n mamma hart, daai beskerming van 'n moeder, dit is wat hierdie woordjie Merigat is. Nou hierdie woordjie beteken ook to brood and to move with emotion. Jy sien hoe mooi haal dit uit. Ons lees dit daar, the Spirit of God moved, maar wat beteken elke ene van dit? En as jy naslaan Bybels het en jy kan gaan kyk na die Hebreëus en na al die betekenisse van dit, gaan jou Bybelstudie, jou verhouding met Jahwe, wat God is, ek sê maar net sy Hebreëse naam, wat dieper en dieper gaan wees. Nou hierdie Merigat
beteken ook, luister gou wat dit beteken, to fertilize and to bring life. Sien jy die donker aarde wat nog nie geen doel gehad het nie, wat leeg was, dan sien jy 'n prentjie van afwagting wat besig is om te gebeur. The earth was waiting for something to happen. En dan sien jy hierdie prentjie van die lewe wat Abba Vader se gees bring oor hierdie donker waters. Dit wat besig is, wat niks is nie, is hy besig om te gebeur. Nou Jesaja 45 vers 18 beskryf hierdie aksie van hoe Abba Vader die aarde maak. En dan praat hy van die pottebakker wat met sy klei werk. Nou raai wie was nog in sy hande? Julle kan maar saam praat, ek en jy. Ons is die klei in die pottebakker se hand. En dit is wat Jesaja 64 vers 8 sien. Nou kan ons sien hoe Abba Vader se patroon werk vanmôre met my en jou. Nou kom ons gaan so 'n bietjie dieper in. Want op hierdie donker water sien jy die grootste krag van die heelal werk. In hierdie duisternis, in hierdie moeras, in hierdie de mekaar spul, kom die krag van Jahwe en hy begin werk oor hierdie heelal, oor hierdie moerasse, oor hierdie gemors kan ek eintlik sê wat daar is hy besig om te werk. En die liefdevolle woorde van Jahwe kom in en hy sê, jy sien dit begin werk in hierdie donker massa waar niks lewe is nie, hierdie woorde. In die week het ek 2 weke terug het ek vir iemand gesê, pas op wat jy sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. Abba Vader het nie die aarde geskape met sy hande nie, hy het die aarde geskape met sy woord. En hier kom hy daai liefdevolle woorde wat hy besig is om te uiter, dan kan jy kyk na die beskrywing van hierdie donker water, dat die aarde net sonder vorm was. Hy was vormloos. Dan is dit hierdie presiese beskrywing van die baarmoeder van 'n mamma, voordat daar nog lewe in is. Nou as ons kyk na hierdie skepingspatroon van Abba Vader, dan sien ons waarmee is hy besig. Op die eerste dag sê Abba Vader die woorde, Yehi Or, laat daar lig wees, as dit in Afrikaans vertaal word. As ons dit direk vertaal, is dit light be. Met ander woorde, lig wees net. En dan begin hierdie skepingsproses. En ons weet dat Abba Vader die hemel en die aarde en alles wat daarop was in 6 dae geskaap het, en die 7de dag het hy gerus. Maar hoe het hierdie skepingsproses begin? Hy begin in vers 4 van Genesis 1, en dan verdeel hy lig en donker. Julle gaan sien die verdeling lig en donker. Hy skei lig van die donker en hy noem die donker nag en hy noem die lig dag. En in Genesis 1 vers 7 gebeur die tweede wonderwerk in hierdie skepingsproses. 'n verdere verdeling, want hy verdeel die water bo die uitspansel van die water onder die uitspansel. Weer 'n verdeling. Sien jy die verdeling wat begin in die proses is van sy skepingspatroon? Nou vers 9 kom as jy gaan kyk na die volgende stap van die skepping, dan sien jy dat daar 'n verdere verdeling is. Want hy verdeel die water en die droë land van mekaar. Het julle dit al so gesien? Het julle dit al so gelees? Ons lees dit in die Bybel, die eerste dag het hy, en die tweede dag het hy, maar het jy al besef, wat is die verdelings, die skeidingsprosesse, en wat dit alles beteken? En dan staan daar, he called the land earth, and he called the water sea. Luister mooi na hierdie ding.
He splits and then he fill. Hy verdeel en dan vul hy. En dan begin hy met hierdie nuwe vorme van lewe om lewe te spreek. Nou wat gebeur binne die baarmoeder van 'n mamma? Wanneer 'n bevrugting plaasvind tussen 'n eierselletjie en 'n sperm, dis presies dieselfde proses. First splits and then fill. It's amazing, né? Dis presies dieselfde. Exactly dieselfde. En nou wil ek vanmôre hierso vra. Hoe kan ek en jy die Ou Testament uit die Bybel uithaal? Hier het alles begin. Hier het dit begin met my en jou in die begin. Waar ek en jy se plan in sy kop was en waar hy alles begin het. Hierdie eierselletjie verdeel in 2 en dan in 4 en dan in 8. Dan sien jy hoe hierdie nuwe lewe gevorm word. Dis waarvan Dawid praat en waarna ons ook vandag gaan kyk. Nou ek het hierdie prentjies hier op, ons gaan later aan kyk, wat beteken dit ook? Dit kom uit, wat is dit wat hier besig is om te gebeur? Nou ons gaan kyk na 3 versies in Psalm 139 van hoe hy hierdie proses beskryf van hoe ek en jy gemaak is. Die eierselletjie wat verdeel het, net soos wat God die aarde geskaap het. En hierdie donker waters is hierdie eierselletjie bevrug. Lewe word begin deurdat hy verdeel word. En dan gevul word. Gevul word met hierdie hartjie, hierdie longe, hierdie brein, alles volmaak. Is hy gevul. En terwyl ons hierna sit en luister, dan wil ek vanmôre die vraag vra, verstaan ek en jy die grootheid van God? Verstaan ons wat is hy besig om te doen en wat het hy gedoen met my en jou? En weet julle wat, elkeen van ek en jy wat hier sit en elke mens wat hier kyk is deur hierdie proses. Dan gaan kyk ons na Psalm 139 en ons neem die eerste 3 van hierdie versies en kyk na die prentjie wat Abba Vader met ons deel. Hy sê in vers 3, For thou that hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. As jy nota wil maak, iewers te gaan lees dit in jou eie Bybel, Afrikaans, Engels, wat hy dit sê, Psalm 139 vers 13. Nou watter prentjie wil Abba Vader vir my en jou hierso kom skilder vanmôre? En watter prentjie het Dawid hier gesien, wat hy verstaan het en wat hy hierso wil beskryf? Ons gaan weer 'n bietjie na die Hebreëus, die woordjie reins word genoem kilia, wat beteken kidneys, ons niere. Nou hierdie kilia word gebruik in die konteks wanneer hulle diere geslag het om te offer aan God. Wanneer die offers in die Ou Testament gebring is, het hulle hierdie diere uit mekaar uit gesny en om hulle te offer deel vir deel. En hulle die dele van die dier gebruik vir verskillende offers en dan het hulle heel laaste by die niere uitgekom. En dis die laaste orgaan wat hulle dan uit hierdie karkas uithaal. En wat hulle hierso kom uithaal wanneer hulle hierdie dier oopgesny het. Kan ons vra hoekom? Daarom beteken hierdie woordjie in Hebreëus the deepest inner being. En hy praat baie in die Bybel van dit. Dis delf en delf en delf. En dan die laaste diepste deeltjie wat jy daarby uitkom, is hierdie deeltjie van die niere. En Dawid beskryf dit dan hierso, sê hy, you possessed my reins. Luister wat kilia ook beteken. Place of deepest affection and emotion.
Sy sommer net nie julle. Jy sit nie vanmôre hier sommer net nie. En ek bring nie hierdie woord vanmôre sommer net om iets te kom doen en vir jou te kom sê nie. Ek wil vanmôre vir elkeen wat hier luister en wat besef as jy ooit dink jy beteken niks. Abba Vader sê ek het jou geskape. Presies. Ek sê baie mense sê baie keer ek is 'n nul op 'n kontrak. Nou ek wil vir julle sê ek is 'n nul. Maar gaan sit bietjie Jesus voor 'n nul. Dan word hy 'n 1. Of hy word 'n 9, 'n 90 of 'n 10 of 'n 100. Gaan vat enige nul. Hoeveel nulle jy jouself toereken en sit hom daarvoor, dan gee hy waarde aan die nul. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy sê jy beteken niks. Maar wat ek jou sê vanmôre, sit net Yeshua voor jou. Dan word jy iets. Want dis wat hy vir my en jou vanmôre kom sê, hoe het hy my en jou gemaak? Place of deepest affection and emotion. Ons het dit, elkeen van ons het dit. Met ander woorde, hy sê, David kom en hy sê, you possessed this part of me, my deepest inner being. You possessed. Nou hierdie woordjie possessed in Hebreëus is die woordjie kana, wat in twee kontekste gebruik word. En dis my so mooi hierdie. Kana beteken ownership by creation. Met ander woorde, ek het iets gemaak en daarom is dit myne. Ownership by creation. Jahwe kom en hy sê, ek het jou gemaak, daarom is my eiendom. Jy is myne. Jy behoort aan my. Dis wat dit is. Nou wat beteken hierdie kana nog? Is to acquire by payment and possessed of redemption. Met ander woorde, dis my eiendom, sê God vanmôre. Of jy sê jou kind is nie jou eiendom nie, hy is geleen aan jou, hy is God se eiendom. Jou man, jou vrou is nie jou eiendom nie. Dis God se eiendom. Jy moet oppas wat hy jou gegee het. Hy het gesê ek gee dit vir jou, ek leen dit vir jou. Maar dis my eiendom. Jy het geen reg oor dit nie. Dis myne. Maak dit vir julle sin. Ek kan sê is my vrou. Sy is nie my eiendom nie. Ek staan in 'n covenant met haar. God het haar gemaak. En die oomblik wanneer ek en jy dit sien, wat hy sê, to acquire by the payment in progress of redemption. My eiendom, omdat ek dit gemaak het, omdat ek dit gekoop het, in 'n proses van verlossing. Hy het ons duur gekoop met sy bloed. Nou wat wil Abba Vader vir ons sê in hierdie? Ek het jou gemaak en jy is myne. En ons gaan nou sien hoe praat Dawid uit dit uit. Hy sê alles jy gevorm in die diepste van die aarde. Dit beteken hierdie donker dieptes waarin jy was. Dan kom hy en hy sê ek het jou gevorm, ek het jou gemaak. Daarom is jy myne. And from the darkness sal ek jou weer koop in die proses van verlossing. Dis mooi, né? Uit die donker dieptes, uit die donkerte uit sê hy, ek sal jou uitkoop en ek sal jou weer in die lig sit. Jy is weer myne. Nou net 'n bietjie in gedagte, ons gaan dit nou by mekaar sit en dan gaan jy hierdie amazing prentjie hierso sien. Daar ek wil iets aangooi wat nie baie lekker is vanmôre nie. Maar ek moet dit hier aangooi.
Dit laat 'n mens weer dink aan abortus. Vrouegroepe wat praat, dis die vrou se reg om te kies. Kinders in skole wat gesê word, jy mag maar abortus doen, jy het nie jou ouers se toestemming nodig nie. Gaan kyk in jou hospitaal as jy weet daar kom. Daar's plakate teen die hospitale wat se mure wat sê, jy as ouer het geen sê oor jou kind as sy 'n abortus wil doen nie. Want sy sê, dis my liggaam, en ek het die reg om te besluit. Women's right. A woman had never the right of life. 'n Vrou het nie die reg op die lewe. Sy het nie die reg om dit te doen nie. Jy het die reg behoort aan God, wat dit gemaak het. Hy wat jou gemaak het, hy wat jou besit. Dis hy wat dit sê. En miskien moet ons daai een doodtrek en sê, weet jy wat, die mens is toe nie die eienaar oor sy eie lewe nie. Ek en jy kan dit vanmôre vir mekaar sê, wat jy is nie 'n beheer van jou lewe nie. Jy moet dit daarna kyk, jy moet dit oppas, jy moet jou tempel bewaak en bewaar. Maar jy het nie die reg oor dit nie. Want hy het geen aandeel eintlik in die skepping van hierdie babietjie nie. God het dit so bepaal. Nou gaan 'n ander vers 13, Thou hast covered me in my mother's womb, in my moeder se skoot ingeweef. Daar begin ons die prentjie sien van 'n bruid, dis maar net 'n voorstelling. Hy het my ingeweef in my moeder se skoot. Nou covered is die woordjie shagach. Dit beteken om te omhein, to fence in, for protection. En shagach het twee aksies wat dit saamvoeg. To fence for protection en om in te weef, in te brei. Job 10 vers 11 praat van my beendere en my senings is deurgevleg, is aan mekaar gevleg. Nou kyk jy na die mediese, dan sien ons presies hoe hy dit aan mekaar gesit het. Ek wil dit sommer weer sê vanmôre, jy's nie hier per toeval nie. Dit was nie 'n ligskakelaartjie en daar's jy nie. Dit was toe baie dieper. En ons gaan dit nou sien ook, hoe diep is jy en wie is jy wat hier sit? Nou het jy geweet dat jy wat hier sit bestaan uit biljoene selletjies uit. En daai prentjie wat daar is maar die heeltemal linkerkant, is maar eintlik net 'n voorstelling van wat dit is. Die elke DNA strings wat daar is, kan net met 'n spesiale mikroskoop gesien word. As ons daarna kyk. Nou daai DNA string, daai string bestaan uit molekules wat aan mekaar vasgemaak is. En dan maak dit daai toutjie wat ons daar sien. Nou as ek en jy kon regkry om een van hierdie biljoen selletjies waarvan jou liggaam saamgevoeg is, as jy dit kon oopbreek en jy sou hierdie DNA toutjie kon uitrol, sal hy tussen 2 en 2,5 meter lank wees. En as jy daai selletjies, daai DNA toutjie wat daar is, aan mekaar sou kon vleg, uit mekaar uit sou kon maak, om dit een lang tou te maak. Hierdie het ek nie bewerk nie, dit het ek nou gekry van iemand wat alreeds die som gemaak het, dan sê hy om 'n tou van 500.000 keer maan toe en terug te maak. Jy, nek wat jy sit. Kan jy sien, kunstig geweef. Het julle al gesien as 'n vrou sit en hikel of brei? Ek sien dit baie. As ons Kaap toe ry. En dan kyk ek so
En dan sien ek brrr, 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 want sy het een gemis. Wat gaan sy voor? Sien dit baie? Kunstig geweef. Elke ene, perfek. Kan jy sien, jy is letterlik aan mekaar geweef met hierdie DNA strings. Nou ek wonder hoe Dawid dit geweet, sonder enige mediese kennis en enige Google en daai tipe van dinge. Hoe het hy hierdie goed geweet? Hoe het hy dit verstaan? Maar hy het dit geskryf. Ek glo met inspirasie van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En dan staan daar, you covered me in my mother's womb. Womb in Hebrew beteken beten. Wat beteken the death of the darkness of Sheol. Sê bietjie man. Duisternis van die hel. Dis Sheol. Met ander woorde, dis hierdie underworld of death and sin. Wat probeer hy vir ons sê? Sê hy dalk al word ons in sonde gebore, het hy heeltemal 'n ander plan met my en jou? Nou, kan ons gou hierdie versie by mekaar sit van 139 vers 13. En hy sê, al is jy in die donker plek van sonde gebore, ek sal kom, ek wat Jahwe is, sal kom en 'n heining om jou sit. Hedge you in protection. Terwyl ek jou aan mekaar weef. Jy is myne, ek het jou gemaak. En uit hierdie donkerte uit, waarin ek jou ingehedge en toegemaak het, en ingeweef het, I will purchase you in a process of redemption. Wat Abba Vader vir ons met mekaar sê. Ek voel sommer bewoor as ek hier staan, om te dink, ek, wat hier staan, is so speciaal. Hoe voel jy vanmôre? Voel jy vanmôre daar waar jy sit? Ek kan sê, daar is spesiale aandag aan my gegee. Kom ek en ek sê, ek beteken niks. Dan kom Openbaring en hy praat van the lamb that was slain before the earth. Ek kan sien, probeer nie aandag trek as my trane net begin loop, maar as ek dit besef, en ek en jy besef, wie is ek? Hoekom is ek hier? Kom sit jy hier vanmôre. Kom luister jy daar waar jy is. Kom maak mense hulle self seer. Want hulle nie iets het waarin hulle aan kan dink, hoe spesiaal is ek nie. Van Psalm 139 sê, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. I will praise thee. Het ons hom vanmôre gehoorship. Het ons hom vanmôre geprys, ek staan maar hier. Gaan hulle iets verder daaroor sê van, net ek staan maar hier. Met ander woorde, hy sê, fearfully and wonderfully made. Hoe kan ek en jy wat iets wat fearfully and wonderfully made is, aborteer? Jy is God se creation. Wanneer ek iemand vloek, vloek ek God se creation. Wanneer ek hom sleg sê en beledig, dan vloek ek sy creation.
dan vloek ek eintlik die Creator. Op 'n punt wat hy sal sê, I will purchase you in a process of redemption. Ek sê dit weer, ek gaan jou uithaal uit dit uit. Nou hierdie wonderfully in Hebreë is die woordjie pala. En dit beteken distinguish from any other life form. Jy sien, ons begin dieper en dieper ingaan, wat is jy wat hierso is? Jy's anderste as enige ander vorm van lewe op aarde. Daar is niemand op hierdie aarde en niks op hierdie aarde wat soos ek en jy is nie. Pala beteken ook, as dit direk vertaal word, beteken you are awesomely set apart. Awesomely set apart. Dit is wat ek en jy is. So kom ek vanmôre gesê het, maak jou oë toe en luister en dink wat gesê het, jy's baie spesiaal. As iemand weer vir jou sê jy's baie spesiaal, dan sê jy, ek weet dit. Want God het my gemaak. Dis hoekom ek spesiaal is. Anderste, daar's niks anderste op die aarde, beskepping wat lyk soos ek nie. Selfs as enige ander lewensvorm op aarde nie. Jy's eenkant gesit in hierdie secret place. Jy's toegemaak, toegevou, toegehedge, terwyl ek jou aan mekaar geweef het. Op hierdie amazing manier is jy uitgesit, uitgekies en eenkant gesit. Julle, dit laat my baie spesiaal voel. Ek wens ek kan hierdie preek elke Sondag preek. Net om elke Sondag te kom sê, hoe spesiaal is ek? Net om elke dag te kom sê, man, ek kan my bors uitstoot, dat ek is tog die koning van die heelal se kind. Hy het my spesiaal gemaak. Terwyl hy my aan mekaar geweef het op hierdie amazing manier, is jy uitgekies en eenkant gesit. Set apart. Om hom te worship. Dieselfde vorm is, jy's uniek in die manier waarop Abba Vader jou geskaap het. Dis alles in hierdie prentjie van wonderfully made. Jy is nie dieselfde as die ou langs jou nie. So dankbaar daaroor. Besef jy dat elke tree wat jy op aarde gee is uniek. Elke iets wat jy doen is uniek. Is daar niemand op die aarde wat presies is soos jy nie. Dit lyk dalk so, maar dit is nie. Sê bietjie vir die persoon naas jou, ek is uniek. Ek is uniek. En onthou dit, jy is uniek. Want God het jou so gemaak. In vers 14 sien ons, marvelous are thy works. Hy praat hier oor God se werk, hierdie dinge wat gebeur en dit wat hy doen. Praat en hy sê, dis wat ek doen. Gaan lees maar weer Psalm 139 vir jouself. Dan kan jy nie anders as om op te staan en om te prys en te worship nie. Want elkeen doen dit op sy eie manier. As elkeen van ons hier begin sing, het ons verskillende stemme. Ja nou, brom, hulle moet ook daar wees, want hy maak 'n deel van die wie uit. Ja nou, sing baie hoog, hy is die turbo. En so sit ons dit aan mekaar, want God het jou so gemaak, met daai stem. Ek kan nie sing nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kan praat, kan jy sing. Almal kan dalk nie sing, opera sing nie, maar jy kan sing. Want die oomblik wanneer jy begin sing in jou stem, dan klink dit vir Abba Vader. Dis die stem wat ek hom gegee het. Daarom is ek uniek. Marvelous are thy works. En hy kom en hy sê die Hebreë woord vir hierdie marvelous
is Masha wat Mahasheh. Dit beteken things too high and difficult for the human being to understand. So ek kan nie dit alles verstaan wat hy is. En David kom en hy sê, hy sê ek is baie spesiaal. En hy kom en hy sê ek gaan dit nie eens probeer verstaan nie. Wanneer ek hierso probeer om hierdie goed, dis hoekom ek vroeër gesê het, in 'n kort tyd vir julle te gee, vat dit lank om hierdie goed kan by mekaar kan sit en dit oor en oor gaan, en hoe meer ek dit oor en oor gaan, hoe meer begin ek besef, hoe special is ek, as mens, as dat ek hom het as my creator. Dat jy geweet dat jou oog sterker is as die sterker scope en computer in die wêreld. Wat hierdie prentjies kan neem, want dit is meer komplekser as enige rekenaar en enige ding wat saamgevoeg is. En dis hoe hy jou gemaak het. Hulle het dit al probeer by mekaar maak wat die oog is, hulle kan dit nie doen wat die oog is, en dis net die oog. Daarom praat hy van die oog is die venster van my siel. Ek en jy, wat maak ons met dit? En dan kom hy verder met hierdie Mashaeh, wat hy sê, dit is daai krag wat hy in my liggaam by mekaar sit, daai krag wat my liggaam by mekaar hou, en die stelsels van my laat werk, wat bo my is, wat nie menslik is hier, wat beteken dit? En dis waar ek wil by kom, wat ons vanmôre gehoorship het ook, wat ek nou net ervaar het, ek staan hierso, ek staan regop, ek hef my hande op, niemand hou my vas nie, ek het nie een gesien wat vanmôre iemand vashou, om te worship nie, om nie om te val nie, jy staan op jou eie bene, en kom ons kyk wat beteken dit. Hy het hierdie stelsel gemaak wat ek nie verstaan nie, wat bo my is, hy wat bo my is, die krag wat bo my is, het dit gemaak, wat nie menslik is nie. Nou kan ek vanmôre ook vir jou vra, hoe sou dit gewees het, as jy hierso gestaan het, en jy het jou asemhaling self moes reguleer? Of jy moet teen jou borste staan, en elke sekonde laat jou hart moet klop? Of jy moes 'n voetpompie gehad het om asem te haal? Hoe sou dit gelyk het? Hoe sou dit gelyk het as ons alles self moet doen? As ek my tong uitsteek en ek proe iets, dan registreer dit dadelik. Kan jy sien wat het ek vanmôre gesê, getuig? Waaroor kan ek getuig? Dankie Vader dat ek regop staan. Dankie dat ek die wind voel. Dankie dat my hart klop, dat ek asemhaal sonder masjiene. U het dit gecreëer, u het dit daar gemaak en dit werk. Ek het nie nodig om elke keer gaan kyk waar is die level, hoeveel bloed het ek in nie. My liggaam werk dit. God het dit so gemaak. En hy sê dit is wat dit is. Elke sekonde wat jou hart klop, het hy daar gesit vir my en jou om te gebruik. En David sê, hierdie dinge gebeur net. En daarom kom David en hy sê, ek weet nie hoe die goed werk nie. Ek weet nie hoe dit werk, dat ek nou my arm so kan swaai en kan praat nie. Ek weet nie, maar hy sê, daarom sê David, en daarom kom ek in die sin, and I will just worship you. Ek wil net op my aangesig val voor U, en sê, U is groot, en U is goed. Kan ons sien, as jy sukkel om te bid, gaan staan net voor 'n spieël, en lig jou hande op, en sê, dankie Abba Vader, dat ek dit met my eie krag gedoen het. Ons weet dat in Namakoland is 'n gesegde van, as jy vir iemand vra, hoe gaan hulle sê, my bed is leeg en my skoene is vol. Amen. Maar niemand het my die bed uit opgetel en my skoene aangetrek nie. Ek het self opgestaan en ek het self my skoene aangetrek met my eie krag, met die krag wat hy my gegee het. En dis iets wat ek hierso wil ingooi hierso. 'n baie ryk man het eendag vir my gesê, dat
ons het so gepraat en gesê, jy moet die Vader dank dat jy so ryk is ook, dat hy jou die ability gegee het, en hy sê, God het vir my niks te doen nie. Hy sê, sien jy hierdie 2 hande van my, ek het dit self gewerk daarvoor. Vandag ek jou dwaas. Met wie se krag? Met wat 'n krag wat jy van waar af gekry het? Al jou planne, hy het dit jou brein gegee. Hy het jou die krag gegee om te doen. Nou kom ek en ek sê net, ek kan niks doen nie. Of ek doen dit uit myself uit. Wil net so 'n kort storieetjie vertel. Ou wil enige gebou verkoop. Hy verkoop 'n gebou. En die koper kom en hy kom kyk deur die gebou en hy sien maar, hy sê, okay, ek wil die gebou koop. En die verkoper maak sy prys. En toe die verkoper sê vir die koper, maar as jy die gebou koop, sal ek hom gou-gou vir jou uitverf en ek sal hom vir jou skoon maak en regmaak. En die koper sê, los hom net soos wat hy is. Moet niks in die gebou doen nie. Moet niks verander nie. Maar die oomblik as ek intrek, sal ek dit self verander. Laat my dink in 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, die ou mens is verby en Jesus 'n nuwe skepping, 'n new creation, wat Abba Vader maak as ek myself oorgee vir hom. Jy sien, dit is wat hy sê, I will make a new creation. En daar soveel keer wat ons sê, wat hy sê, hierdie is myne, dan span ons hierdie toue rondom hierdie site. Ek wil dit net vanmôre hierso ingooi. Ons kom byvoorbeeld baie keer en ons sê, maar ek sal dit doen, en ek sal dit doen, en ek het hierdie laas selfbeeld, en ek span hierdie toue om my, rondom hierdie site. Ek wil nie, Abba Vader moet deel word van my nie. Ek sal self liewer hierdie saak uitsorteer. En dan kom Efesiërs 2 vers 10 en hy sê, we are his workmanship. En hy het gesê, we are his workmanship. Jy sien die oomblik wanneer ek hierdie toue om my span, ek sal. Dan los ons hom buitekant. En hy sê, ek wil dit vir jou doen. Hy kom en hy sê, jy's uniek self. Daarom kom ek en ek sê, ek sal hom worship met alles binne in my. Just to worship him. As dit dalk miskien vir u klink asof dit vervelig word vanmôre, wanneer laas het jy jou Creator opreg geworship? Uit jou hart uit. Ons sing baie keer die liedjie, I will praise the Lord like David do. David het die Here aanbid, hy het voor Jahwe gedans, hy het uit sy klere uitgedans, dat sy vrou skaam geword het. Hy het nie ge-worry wie kyk vir hom nie. Dit was nie vir hom 'n probleem nie. Wanneer laas het jy net gaan dans en gaan worship voor hom? Sluit ons baie keer toe in ons kamer en ons sê, ek wil nie hê die ander mense moet sien wat ek besig is om te doen nie. Vers 15 kom en hy sê, my substance was not hid from thee, when I was made in a secret and carelessly wrought in the lowest parts of the earth. Nou hierdie rot is die Hebreëse woord is otzim, wat beteken the frame of my body. Ek gaan nie in detail nie, maar ek wil net vir julle vertel die raamwerk van my liggaam. Ons het nou gekyk na die DNA goede, my skeleton, en dit is wat my regop hou. Alles is om dit gesit, en dit is my krag. Nie een van julle kan my krag sien nie. Ek kan nie jou krag sien nie, maar die oomblik wanneer jy opstaan, staan jy in daai krag op wat Abba Vader vir jou gegee het. Hierdie skelet hier binne in my, doen hy vir my. Maar David kom en hy sê, ek kan dit nie sien nie, maar u Here, u sien alles. Abba Vader, u sien alles. U weet waaroor dit gaan.
En daarom sê hy, I was made in the secret depths of the earth. Daar waar mense nie kon sien nie. Maar niks was weggesteek vir u nie. Vanmôre kan ek net sê, wanneer ons kyk na daai breiwerk, na daai knitting, dan kan hy sê, dit is hoe hy my aan mekaar gesit het. Besig om te begin klaarmaak met dit in Psalm 139 vers 13 en 15 sê, hulle sê in die donker waters is sonde gebore, in the darkness of Sheol, I will put a hedge. Ek sal daai heining rondom jou sit. Ek wil vanmôre hê, dat daar waar jy sit, net jou oë toemaak. En vanmôre net kom recap wat Abba Vader vir jou kom sê het. En wat hy vanmôre vir my en jou kom wys het. En net wat hy vanmôre aan elkeen van ons kom sê het, wat is hy besig om te doen? Is hy besig om vanmôre vir my 'n baie spesiale prentjie te gee? Is hy vanmôre besig om op 'n plek te kom wat hy vir my kom sê dat alles en alles waarvan ek is ek en jy 'n deel van? Wie van die vanmôre wat jy sit kan werklik waar vanmôre, en ek wil hê met jou oë toemaak en nou net sit en luister. Net na dit wat hy vir my en vir jou wil sê vanmôre. Wat hy kom sê, hy sê hulle is aan hierdie donker diep waters is hulle gemaak. En ek wil hierdie hedge, net hierdie heining wil ek om hulle trek, om jou trek vandag. En ek wil net vanmôre vir jou kom sê, terwyl ek jou aan mekaar geweef het, sal ek jou beskerm. Ek het jou myne gemaak. Want ek het jou geskape. Want jy is anderste as enige iets anderste op hierdie aarde. Ek beheer jou liggaam met 'n krag wat jy nie verstaan nie. Ek het alles van jou gemaak, jou bene, ek ken jou. Jou raam, ek ken jou. Daarom omdat ek het vanmôre vir jou gesê het, om net weer vir jou te sê hoe special jy is. Ek kan julle met net eers so sit. En in jou hart miskien net hierdie lied saam met my sing. I came to worship you. I came to sing your praise. I came to love you. Your holy name to raise. Hallelujah.
ons loof hom. Vader, met hierdie wil ons net vanmôre vir U sê dankie. Dankie dat ons vanmôre U kan worship en sê, how I cannot worship you, you are Adonai. U is my skepper, en U is my Alpha en Omega. Ons dankie daarvoor vanmôre. Laat die vrede van Abba Vader met julle wees. Mag sy liefde oor julle skyn. Mag sy grootheid, sy goedheid, sy guns julle bedek. Mag hy met sy liefde julle sterk maak in hierdie tyd wat voorlê. Mag sy aangesig nooit weggedraai word van jou af vanweë jou sonde en jou verkeerde dade nie. Maar mag ons aangesig ook altyd in die rigting van Jahweh se aangesig wees. En om net te gee al die eer en al die lof en al die aanbidding. Mag Abba Vader julle seën, julle beskerm en waar julle gaan. As ons hierdie lied weer sing, is julle welkom om julle offerhande vir ons te bring vanmôre.